Hierdie drie-enige God in wie ons glo, ons gaan hom ook nou aanbid. Ons gaan met hom praat. So kom ons doen dit. Ons noem U ons Vader, want so het U Uself aan ons bekend gemaak. Ons hemelse Pa wat vir ons sorg, wat ons beskerm, wat ons belange op die hart dra, U wat ons geskep het, U wat alles geskep het en alles steeds onderhou. Ons aanbid U. Ons aanbid U as ons verlosser, Jesus Christus, U wat U lewe gegee het en U wat die dood oorwin het, sodat U vir ons ook nuwe lewe kan gee. Sodat U ons ook tot nuwe lewe kan wek. Ons aanbid U as ons verlosser en Here en vriend, omdat U Uself so aan ons bekend gemaak het. Ons aanbid U, Heilige Gees, U wat op 'n wonderlike, onverstaanbare manier in hierdie wêreld en in mense se lewens kom intrek het. U wat in ons woon. U wat binne in U kerk woon. Hier U tuiste gemaak het. U wat ons vorm en ons bou en ons lei in die spore van Hom wie ons volg, Jesus Christus. Vader, Seun, Heilige Gees, dankie dat ons U mag ken. Ons wil saam met Paulus sê, al wat ons regtig wens, al wat regtig belangrik is om U te ken. Wil U vir ons elkeen vanoggend help, dat ons U al beter, al nader sal leer ken. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons lees Filippense 3. Die eerste 14 verse gaan ons vanoggend saam lees. As jy jou Bybel by jou het, is dit die eerste prys. As jy op die skerm wil volg, is dit die tweede prys. Hoe ook al, jy wen die prys. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Kan 'n mens nou so brag oor jouself? Maar, vers 7, wat vir my eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.
Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ek dink die teksgedeeltes wat vir ons hierdie woorde van Paulus oopsluit, is vers 8 en vers 10. Verskillende vertalings, die Nuwe Lewende vertaling skryf hom so: om Christus Jesus my Here te ken is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry en een met hom kan wees. Die 83, die vorige vertaling, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Al wat ek wens is om Christus te ken. En dan die Bybel vir almal sê dit so mooi. Ek weet nou dat die belangrikste ding in die lewe is om Christus Jesus my Here te ken. Nou ken ek hom en ek voel sy krag in my lewe. Ek wonder, het ons nog daai gesiggies van vanoggend van die eerste diens? Het jy dit eers? Kan jy dit gou vir ons wys? Ek het nou vir die kinders vanoggend 'n paar gesiggies gewys en vir hulle gevra, hoe laat hierdie gesiggies hulle voel? En of hulle ook baie keer voel soos hierdie gesiggies. Nou ons gaan dit net kyk. En dan kyk jy na die gesiggie en dan vra jy vir jouself, wat doen dit aan my? Hoe voel ek as ek hierdie gesiggie sien? Jy kan hom maar rol. En as Jesus by kinders is, en as hy na ons kyk, dankie. Ons het al almal so gevoel, nee. Ons was al almal hartseer, en ons was al almal kwaad, en ons was al almal bly, en ons het al almal lief gehad, en dis hoe die lewe is. En dis oukei. Dis hoe God ons gemaak het. En ons kan maar eerlik daaroor wees, ons hoef nie te voor te gee en te maak asof alles altyd honkie-dorie is en perfek is nie, want dit is nie. Ons hoef nie vals en skynheilig te wees en te sê, my verhouding met die Here is altyd perfek. Dis vir my so belangrik, ek kan nie sonder die Here. Ons hoef nie daaroor te lieg nie. Ons kan maar eerlik wees. Dis nie altyd so nie. En dis oukei. Want weet jy, die lewe het seisoene. En watter seisoen is ons nou? Ek bedoel nou buite in die natuur, nou, jy kan sê in watter seisoen ons nou is. Ons behoort in die lente te wees, maar het lyk my kom bietjie laat vir jaar. Nee. Ons is so tussenin. Ek het groot geword in die Vrystaat, en in die Vrystaat is die seisoene duidelik. Dit is soos 'n bladsy wat jy omblaai. Nee? Jy weet as dit winter is. Jy weet as dit somer is. Jy sien die lente, die herfs. Hier is dit bietjie anders. Hier kry jy in dagse tyd baie keer 4 seisoene. Dis alright. Dis ook interessant. Dis ook lekker. Die lewe, die natuur, lewe omdat daar seisoene is. As daar nie seisoene was nie, dan sou daar nie lewe gewees het nie. Jy het so daaroor gedink. So ons moet nie kla oor die winter en die lente en die herfs nie. Dis goed vir ons, dis goed vir die natuur. En so is dit ook in ons eie lewens. Daar's ook seisoene in ons eie lewens. In ons eie harte. In ons eie huise is daar verskillende seisoene in ons persoonlike lewens, in ons verhoudings met mekaar, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons vriendskappe,
In ons gang deur die jare is daar seisoene. Ons is seisoenmense. Dis hoe die lewe is. En dis alright. Wat bepaal jou seisoene? Jy al so daaroor gedink? Wat is die goed wat maak dat jy sê ek is nou in die winter of die somer of wat? Wel, verseker jou ouderdom. Ek kan ook nou al met gesag daaroor praat, né? Jou ouderdom, as jy nog nie daar is, dan gaan jy daar kom. En jou ouderdom gaan vir jou sekere seisoene bring, wat partykeer nie so welkom is nie, maar ander kere ook goed. Jou gesondheid is 'n groot bepaler van die seisoen waarin jy jouself bevind. Jou gemoedstoestand. Ons gaan almal deur die herfse van verlies, as die blare begin val, en ook ons hare begin val. Ons ervaar almal, of ons het al die winters van kaalheid en doodsheid. Dit is deel van ons lewe. En ons beleef soms die lentes van nuwe lewe en groei, en die somers van warm energie en blomme en vrug dra. So, hoe sal jy jou lewe op hierdie stadium beskryf? Dit kan môre anders wees, maar vandag, nou, hoe sal jy sê, is jy in die somer of die winter of die lente of die herfs, of is jy dalk ergens tussenin? Wat ook vir ons almal waar is dat ons verhouding met God ook seisoene het. Want ons lewe met God is nie 'n ander soort lewe as die gewone lewe van elke dag nie. Ons het nie twee lewens. Een lewe met God waar ons vreeslik vroom en oulik is, en 'n ander lewe waar ons nou besig is met ons eie. Ons het nie twee lewens nie. Ons het net een lewe, en hierdie lewe as gelowiges lewe ons met God. Waarmee jy ook al besig is, in watter seisoen jy ook al is, jou lewe is een lewe. En daardie lewe jy met God en lewe God met jou. Dis mos wat Jesus gedoen het. Dis mos waarvoor hy gekom het. Hy het God se lewe, wat ons ook ewige lewe noem, het hy vir ons gebring, en hy het ons kom intrek om deel te word van God se lewe. Né? Ons is deel van God se lewe. God is deel van ons lewe. Ons deel in mekaar se lewens. Ons lewe hierdie een lewe saam, ons en God. En hierdie lewe saam met God gaan ook deur seisoene. Daarom is dit belangrik om partykeer bietjie daaroor te wonder. Ek wonder in watter seisoen my verhouding met God op die oomblik is. Want ek onthou die herfsttye toe God my gestroop het van die blare en die skanse en 'n klomp goed wat vir my onnodig was. Dit was herfs en dit was goed. Ek onthou die wintertye toe ek kaal, eerlik en alleen voor God gestaan het en het soms gevoel het of dit koud en dood tussen my en God is. En dit was ook nodig. En ek onthou die lentetye toe daar weer klein botseltjies lewe begin blom het tussen my en God. Tye toe nuwe lewe my geloof weer laat opstaan het en die Bybel weer vir my sin gemaak het en die woord van God vir my soos kunsmis en reën geword het. Ek onthou ook die somertye toe die Here se nabyheid weer vir my 'n warm werklikheid geword het en sy liefde my opgetel het om ook my medemens te kan lief hê. Seisoene. So, in watter seisoen is jy op die oomblik met God? Verstaan tog net reg, ek bedoel nie hiermee
oppervlakkige emosionele ervaringkies nie. Dit gaan hier oor die enigste regte geloof. En die enigste regte geloof is dat God in my is en ek in hom is en dat ons een lewe met mekaar deel. En dit is die gewone lewe van elke dag. Die geloof dat hy nie net 'n deeltjie van my lewe is nie, maar dat hy my hele lewe is. En dat ek ook nie net 'n plekkie in sy hart het nie, maar dat ek heeltemal in sy hart en in sy lewe ingetrek is. So hoe is hierdie ding tussen jou en God? Hierdie verhouding, is dit in die somer, of in die herfs, of in die lente, of in die winter? En hoekom? Hoekom voel dit vir jou na daardie seisoen? Paulus vertel in Filippense 3 sy winterstorie. Van 'n tyd in sy lewe toe hy gedink het dit was somer, maar dit was al die tyd winter. Hy beskryf dit as die tyd van die uiterlike dinge. 'n Tyd toe die uiterlike dinge in sy lewe vir hom belangrik was en oorheers het. Wat was hierdie uiterlike dinge? Hy breek daaroor vreeslik in vers 5 en 6. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so: Ek is op die 8ste dag besny. Ek is 'n gebore Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. As lid van die Fariseërs het ek streng volgens Joodse wette gelewe. Ek was fanaties en het die kerk, dis nou die kerk van Jesus, vervolg. Wat wetsgehoorsaamheid betref as metode om my saak met God reg te maak, was ek absoluut onberispelik. Indrukwekkend, né? Klink nie na 'n winterstorie nie. Klink meer na 'n somerstorie. Want met Paulus as Jood het dit op hierdie stadium van sy lewe met hom bitter goed gegaan. Hy was op die kruin van sy loopbaan. Paulus het ook waarskynlik in daai stadium gevoel, dis somer. Maar toe loop hy hom eendag letterlik vas in Jesus Christus op die Damaskuspad. Boems, daar lê hy op sy rug. Hy ontmoet vir Jesus en sy hele lewe verander in daai ontmoeting. En alles wat eers vir hom belangrike goed was, word vir hom niks werd. Dit wat vir hom somergoed was, word vir hom wintergoed. Hy sê dit in vers 7 en 8, Bybel vir almal skryf dit so: Ja, ek het gedink al hierdie dinge is baie belangrik, maar ek het in Christus begin glo en toe het ek besef dat dit alles niks beteken nie. Ek weet nou, die belangrikste ding in die lewe is om Christus Jesus my Here te ken. Al die ander dinge beteken niks. Christus is vir my so belangrik dat ek al die ander dinge gelos het. Ek dink dit is alles gemors. Ek het iets gekry wat baie beter is as daardie dinge. Ek het vir Christus gekry. Jy sien, sonder Jesus kan jy dink dis somer, dan is dit al die tyd winter. Dan is jou seisoene deurmekaar. Jy kan voel ek is okay. My lewe is lekker, ek het alles in plek, ek het alles wat nodig het, ek is gesond en ek is gelukkig, ek is 'n oordentlike kerkmens, ek is 'n godsdienstige mens, en ander mense dink ook ek is heeltemal alright, ek voel goed, dis my somer. Maar dit gaan alles oor ek. Ek is, ek voel, ek dink. Ek het nuus vir jou. As jou lewe oor jouself gaan, dan is jy, al dink jy's in die somer, is jy in die middel van die winter. Sonder Jesus kan jy alles hê, dan jy nog steeds niks. Sonder Jesus kan jy dink jy's okay, as jy lankal dood.
Eers nadat Paulus vir Jesus ontmoet het, het hy vir die eerste keer ontdek wat regtig somer is. Sy lewe was ewe skielik in die lente van 'n nuwe groeiseisoen. En dit het reuse veranderinge in sy lewe gebring. Hy beskryf dit in vers 8 en vers 10. Hy sê, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Dan sê hy, al wat ek wens, is om Christus te ken. That's it. Om Jesus te ken. Dis waaroor die lewe gaan. En dit het sy lewe 180 grade omgedraai. Dit het sy winter in lente en somer verander. Net dit, om Jesus te ken, is die sleutel van die geheim wat hierdie gedeelte ook vir ons vanoggend kom oopsluit. Om Jesus te ken. Wat sou dit kon beteken? Om Jesus te ken. In Bybelse tye, in daardie tye was daar twee soorte kennis. Dit was veral die Griekse betekenis van die begrip ken, en die Grieke was nou slim mense, en filosowe en al daai goeters. Hulle het gedink, dit was hulle ding, hulle het gedink en geredeneer, en hulle het goed uitgefigure. So as jy vir 'n Griek vra wat beteken ken, gnosis, dan sê hy vir jou, dis goed wat ek hier ken, ek het dit uitgefigure, ek verstaan dit. Dis kopkennis, Griekse betekenis van ken. Maar dan was daar ook die Joodse betekenis van ken. En die Joodse betekenis van ken was baie anders. Dit was om te ken met die hart. Om in 'n verhouding met iemand te wees. As 'n Griek vir jou daai tyd sou sê, ek ken jou, dan bedoel hy, ek het jou uitgefigure. Ek verstaan jou. Ek weet wat jou naam is, ek weet wat jou adres is, ek weet wat jy doen vir 'n lewe, ek weet 'n klomp goed van jou, ek het jou uitgefigure. As 'n Jood vir jou sou sê, ek ken jou, dan bedoel hy daarmee, ek het jou lief. Hartkennis. En dit is wat met Paulus gebeur het. Paulus het die Joodse ken beleef toe hy Jesus ontmoet. Want om Jesus te ken beteken nie jy het hom uitgefigure nie. Hoe gaan jy dit in elk geval ooit reg kry? Om Jesus te ken beteken nie jy weet omtrent alles oor hom nie. Of jy kan lang versies uit die Bybel aanhaal of daai tipe van. Dis nie wat dit beteken om Jesus te ken nie. Om Jesus te ken beteken jy leef in 'n intieme verhouding met hom. Trouwens, die Joodse betekenis van die woord ken Yada in die Ou Testament het ook verwys na die intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik. Kan jy dit glo? Dit is ken. Om iemand te ken is om op die intiemste van maniere met iemand so te wees. Dis wat Paulus begin beleef het toe hy Jesus ontmoet. En Paulus het besef, ek en Jesus leef nou een lewe. Want hy sê dit ook, hy sê, ek het saam met Jesus gesterf en ek het saam met hom opgestaan. Ek en Jesus is nou so. Ek ken vir hom, want hy ken vir my. Ek ken hom nou, want hy het my eerste geken. Ek het hom nou lief, want hy het my eerste lief gehad. In 1 Korintiërs 1 vers 9 sê Paulus, hy beskryf dit so, sy verhouding met die Here, hierdie naby verhouding. Hy sê, God julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun Christus Jesus ons Here. Hoor jy dit? Ons is geroep om verenig te lewe met Jesus Christus. In Filippense 1 vers 21 sê Paulus self, hy sê, om te lewe, die gewone lewe, te lewe, is vir my Christus. Hy ken nie nou 'n ander lewe as 'n lewe met Christus nie. Galasiërs 2 vers 20, hy sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hy en Jesus ken mekaar. Hulle deel hierdie lewe van hierdie gewone aardse lewe, deel hy en Jesus nou met mekaar.
Hulle is so. Die ouer mense, ek weet nie of die jonger mense mee so werk nie, maar die ouer mense het baie keer na hulle man of vrou in die huwelik verwys as 'n lewensmaat. Wie doen dit nog? Lyk my nie eintlik so nie. My ou lewensmaat, my ou beste helfte, my ander helfte. Ja, julle moet vir mekaar lief wees, hoor. My lewensmaat. Wie dit is so 'n mooi woord. En dis iets van hierdie ken wat ons daarin sien. Twee mense wat mekaar se lewensmaats is, wat die lewe in 'n diep verhouding met mekaar leef, wat die lewe deel, wat een lewe met mekaar deel. Trouwens, die Bybel sê, as man en vrou trou, dan word hulle eintlik een. Jesus het op 'n stadium vir sy disippels verras, toe hy vir hulle gesê het, ek noem julle nie meer onderdane of so nie, ek noem julle sommer my vriende. Ek dink die begrip lewensmaat is 'n goeie beskrywing van Paulus se verhouding met Jesus na Damaskus. Ek dink is nog steeds 'n baie goeie beskrywing van die verhouding wat Jesus met ons wil hê elke dag, is om ons lewensmaat te wees. Beteken nie jy is pelly met God nie. God is God. Maar hy kom so naby. Hy kom so in jou lewe in, dat jy nie anders kan om te sê, dit is dit. Hy is my lewensmaat. Die een met wie ek hierdie lewe wat hy vir my gegee het, deel elke dag. Of ek skorrelgoed was en of ek Bybel lees. En of ek Shoprite toe gaan of Checkers toe gaan. En of ek in die strate loop en of ek rugby kyk. Rugby was lekker. Nee. Jesus kyk saam. Hy loop saam. Hy koop saam. Hy leef saam met ons. Ons is lewensmaats. Met groot respek gesê. Ons is lewensmaats. Dis wat Paulus beleef het na Damaskus. Nou vra ek vir myself noodwendig die vraag, nou wie is Jesus dan nou vir my? Vir party mense is Jesus 'n held, regtig. Hulle het groot respek vir hom. Hulle bewonder alles wat hy gedoen het en gesê het en hulle beskou dit as groot waarhede. Hy's 'n held. Hy het niks eintlik met hulle persoonlike lewe te doen nie. Hy's 'n held op 'n afstand. Hulle bewonder hom so oor 'n afstand. Maar hulle het nie verhouding met hierdie held nie. Nee. Vir ander mense is Jesus meer soos 'n onderwyser, 'n goeie onderwyser. Hulle leer graag by hom. Hulle lees alles wat hy gesê het. Hulle is verstom en hulle hang aan sy lippe oor al sy kennis en wysheid. Hulle gaan graag na sy klaskamer toe, na die kerkgebou toe, as die klas aan is, as die skool aan is op 'n Sondag. Dan is hulle daar en hulle leer by hom, want hy's 'n fantastiese onderwyser. Maar as hulle huis toe gaan, as die skool uitkom, dan gaan hy nie saam nie. Hulle sal hom weer volgende Sondag sien. Hulle het nie 'n verhouding met hom nie. Hy's daar. Hulle leer by hom. Maar hy's 'n onderwyser op 'n afstand. Hy gaan nie saam huis toe nie. Dis nie in my hart nie. Dis in my kop. En dan is daar mense wat vir Jesus ken. Daar's mense wat met Paulus kan saamstem. Al het hulle nie dieselfde ervaring as Paulus gehad nie, wat met Paulus kan saamstem en sê, weet jy nie, ten minste wil ek, as ek nog nie daar is nie, ek wil ook vir Jesus ken. Regtig ken. Ek wil hom graag lief hê, want ek weet, hy het my so ontsaglik lief. Ek weet, hy ken my baie goed. Nie net met sy kop nie, maar met sy hart. Hy ken my, ek wil hom ook ken. Ek soek ook na hierdie diep persoonlike verhouding met my groot lewensmaat. Ek wil hê hy moet dit vir my wees.
En as dit jou behoefte is, dan het ek vir jou nuus. Hy wil ook. Is God se grootste begeerte, is om met mense in 'n verhouding te leef. Verras dit jou? Dis die waarheid. Nadat God mense geskep het, en nadat mense hulle rug op God gedraai het, was daar 'n onrustigheid in God se hart wat nie tot rus gebring kan word, voordat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om die verhouding te kom regmaak nie. Voordat hy sy gees op mense uitgestort het, sodat hulle na hom toe getrek kan word nie. Sodat hulle mekaar kan leer ken. God wil ook vir jou graag, baie graag ken. En daar kan jy vanoggend sê, en ek dink jy kan, al is jy bietjie versigtig, ek ken die Here, soos Paulus hom ken. En ek weet, hy ken my, soos hy vir Paulus ook geken het. Ons is lewensmaats. Ons lewe hierdie lewe saam. Om Jesus te ken, is op 'n manier vir party mense 'n bietjie 'n ding wat hulle nie wil eien nie. Dit is bietjie skrikkerig om te sê ek ken die Here. Miskien omdat hulle bang is dat hy te naby kom, want jy weet as hy te naby kom, dan verander hy jou lewe. Is op 'n manier 'n bietjie gevaarlik om Jesus te naby toe te laat, want hy gaan jou lewe verander. As jy 'n manier hoe enige mens presies dieselfde kan bly in 'n verhouding met hom nie. Hy verander jou. Hy vorm jou ten goeie. Maar hy kan nie self bly nie. Dis wat met Paulus gebeur het. Hy het hom heeltemal omgekeer. Is nie net Paulus se lewenswyse wat omgekeer het nie, sy hele houding het omgekeer. Sy hele lewe het omgekeer. Ek bedoel, die ou wat eers 'n vyand van die kerk van Jesus was, en wat die kerk van Jesus wou uitroei, want dis hierdie nuwe sekte, dis hierdie nuwe geloof, wat nie waar is nie. Wat se nonsens is dit? Ons roei hom uit. Hy was juis op pad Damaskus toe, om Christene te gaan soek om toe te sluit. En toe keer Here Jesus hom voor. En hy wat 'n vervolger van die kerk was, word agterna 'n mens wat hoeveel volgelinge van Jesus gewerf het, gemaak het. Hy word daai ou wat rondom die Middellandse See op 'n streep gemeente gestig het, met sy voete. Dis die verandering wat Jesus bring. Maar ook in sy houding teenoor die lewe het Jesus verandering gebring. Ek bedoel, al daai goed wat vir hom so belangrik was as 'n Jood, dat hy ras-eg is en dat hy 'n Fariseer is. Hy was ook 'n lid van die Joodse raad gewees. Hy was regtig belangrik, en al daai goed beskryf hy nou met 'n woordjie. Die woordjie skuuballon. Ek voel nie gemaklik om daai woordjie in Afrikaans nou te vertaal nie. Ek dink julle moet vir Johan gaan vra, wat beteken skuuballon? Hy sal julle mooi verduidelik. Dis as jy nou wil sê iets is regtig gemors, dan sê jy dit. Dis die woord wat Paulus gebruik. Hoekom is hy so erg daaroor? Dit was mos nie sulke slegte goed nie. Nee, wat hy agtergekom het, is dat dit hierdie goed was, wat hom weggehou het daarvan om Jesus te ken. Hierdie goed wat hy gedink goeie goed is, het hom weggehou van 'n goeie, diep, intieme kenverhouding met die Here Jesus. En daarom sê hy, dis 'n gemors. Dit het my weggehou van 'n lewe saam met Christus. Daarom wil ek niks daarmee verder te doen hê nie. Al wat ek nou wens, is om Christus te ken. Hy skryf, Petrus stem saam met hom oor hierdie verandering, 1 Petrus 2 vers 9, waar Petrus sê, hy praat nou met die gelowiges, hy sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eienoomsvolk van God,
die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle hoor nou, uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Uit die donker na die lig. Dis wat Paulus ervaar het. Hy was in die donker. Hy het gedink hy's in die lig, maar hy was al die tyd in die donker en toe bring Jesus hom uit in die lig. Hy was in die winter en toe bring die Here hom uit na die somer van groei. Nou vra ek myself, in die eerste plek vir myself vra ek, hoe ken ek vir Jesus? Want ek kan vir jou 'n klomp goed oor Jesus sê, wat hier in my kop is. Ek het lank daaroor geleer nogal. Ek het baie boekies gelees oor Jesus. So ek weet 'n klomp goed van hom af. Help dit my om hom te ken? Nou, bietjie. Maar hoe ken ek vir Jesus? Is hy dalk ook my held, wat ek bewonder oor 'n afstand? Is hy dalk ook my goeie onderwyser wat vir my leer en by wie ek graag leer en in wie se klas ek gereeld sit, maar alleen weer huis toe gaan? Of ken ek hom? Ken ek hom en deel ek een lewe met hom? Is hy my lewensmaat? Dis die vraag wat ek vir myself vra. Hoe sal ek dit weet? Wel, ek sal dit weet uit die manier hoe ek leef, nee. Want die boom word aan sy vrugte geken. Jy kan dit nie wegsteek nie. As jy Jesus ken, gaan jy dit nie kan wegsteek nie. Jou mond gaan dit dalk nie sê nie, maar jou lewe gaan dit sê. Jou lewe gaan dit wys of nie wys nie. Beteken dit nou dat ek Jesus net kan ken as ek dieselfde Damaskuspad ervaring as Paulus gehad het? Nee. Die Here werk met elke mens op sy en haar manier. Regtig. Beteken dit nou dat Jesus vanoggend voor my kom staan en vir my vinger wys en sê, hoor hier, jy ken my nog nie regtig nie, hoor. Jy dink jy ken my, maar jy ken my nie. Glad nie. Dis nie wat hy doen nie. Jesus wys nie vinger vanoggend nie. Jy hoef oor niks skuldig te voel nie. Jesus wys nie vinger nie, hy maak sy arms oop. Hy sê, kom, ek verlang daarna om saam met julle een lewe te leef. Ek verlang daarna dat jy my lewensmaat is en dat ek jou lewensmaat is. Dat ons saam een lewe leef. Kom in. Natuurlik beteken dit ook nie dat as ek Jesus ken dat my lewe perfek is nie. Daar's nie so 'n ding nie. Ook ons verhouding met God, al is ons lewensmaat, ken ons mekaar op hierdie intieme manier, gaan ook maar deur seisoene, nê. Ja. Is nie altyd somer nie. Is baie keer winter en herfs, maar is okay, jy het dit nodig. Die Here sal dit gebruik om vir jou hom te leer ken op maniere wat jy nie op ander maniere sal leer ken. As jy deur 'n winter gaan in jou verhouding met God, sê dankie vir daai winter. Want God gebruik dit sodat jy hom kan leer ken op maniere wat jy nie kan regkry in die somer nie. As jy deur 'n herfs gaan, sê dankie vir daai herfs. As jy deur lente en somer gaan, sê dankie daarvoor. Elke seisoen word deur God gebruik om jou dieper in te trek en in te lei in hierdie een lewe wat julle as lewensmaats met mekaar deel. Paulus sê dit ook, hy sê die lewe, ek sê nie die lewe is nou vir my perfek nie. Vers 12 en 13, hy sê, ek sê nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Hy wil sê, ek is regtig ernstig oor my verhouding met die Here, oor my lewe saam met die Here. Dit is vir my belangrik. Ons bly gewone mense wat besig is met die gewone lewe van elke dag. Maar vriende, ons ken mos vir Jesus.
Want ons weet mos, hy ken ook vir ons. Dwars deur al ons winters en herfse en somers en lentes, leef ons saam met Jesus. Daar's groei, daar's verandering, daar's vordering, daar's lewe. Ons maak ons los van wat agter is, ons strek ons uit na wat voor is. Ons kom los uit die winters en ons beleef weer somers. Ook ons geloof is 'n geloof van seisoene. So in watter seisoen jy ook al nou is, wees daar. Sê dankie vir die Here vir daai seisoen, al is dit 'n slegte seisoen, want hy gaan jou in daai seisoen gaan jy vir hom leer ken soos op geen ander seisoen nie. Jy hoort in jou seisoen. Die Here is by jou in jou seisoen. Want dis ons grootste troos. Deur al die seisoene bly God getrou aan ons. God is nie 'n God van seisoene nie. Hy verander nie, hy bly dieselfde. Is al wat dieselfde bly. Ons bly nie dieselfde nie, ons lewe bly nie dieselfde nie, ons gaan deur op en af in seisoene. Maar God is altyd dieselfde God. Die God van liefde, die God van naby wees. Ons lewensmaat. En in al hierdie seisoene is hy by ons, vorm hy ons, gee hy vir ons die lewe in oorvloed. Sê dankie vir jou winters en jou herfse en jou lentes en jou somers. Maar sê veral dankie Here, dat U my lewensmaat is, wat deur al die seisoene by my is. Amen. Dankie Here dat ons vanoggend na U woord kon luister. Ons wil graag saam met Paulus stem, Here. Ons wil ook sê, al wat ek wens is om Christus te ken. Maar Here, ons kan dit nie altyd eerlik sê nie. Daarom bid ons dat U ons sal help, dat ons dit elke dag sal wil sê. Al wat ek wens is om Christus te ken. Laat dit asseblief vir ons ook so wees, omdat ons weet, U ken ons en U is by ons. Ons wil so graag hê, U moet vir ons ook 'n lewensmaat wees. Nie 'n pelly nie, maar die ewige heilige God, wat so naby kom dat ons kan sê, U is ons lewensmaat. Help ons dat ons dit ook elke dag sal wil hê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Lied 553. Kom ons sing dit 2 keer deur. Amen.
Deur al jou seisoene kan jy van een ding doodseker wees, elke dag in elke seisoen. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God, die krag van die Heilige Gees sal altyd by jou en in jou wees. Amen.